Goeiemôre broer en suster. Hartlik welkom vanoggend, hier waar ons in die teenwoordigheid van die Here is, hier waar hy eintlik lankal vir ons wag. Ek wil dat jy vandag deur hom aangeraak sal word, en dat jy hom op verskillende plekke en op verskillende maniere ook hier in die erediens gaan ontmoet. Die Here is vir ons goed. Lang gelede het ons gesing, o goedheid God hier nooit vol prese. U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Wie word daar nie diep getref? Kom ons sing.
genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou, vashou en by ons is. Hy is nie net daar bo in die hemel nie, maar hy is oral waar ons vandag ook woon. Jy is welkom as ons in die volgende lied of 2 sing, en ook 'n kersstuk om aansteek, as jy dalk vir iets wil dankie sê, of iets voor die Here wil bring. Ek nou so oor julle kyk, dan kry ek so 'n lekker gevoel. Gevoel om te dink, ons is God se familie. En die ouens wat nou ver weg was en wat weer terug is, Elsabie buiteland erg, ek kyk sommer vir Jan daar in Rusland rond, of in die koue, of -40 of wat, en hier is ons weer, en so begin ons voller en voller word, en ons hoort hier by mekaar. En dis goed, dis lekker. God se familie wat lief en leed met mekaar deel. Drian, Lenay, verloof geraak hier oor die nuwe jaar rond erg. Ek dink hy wou nuwe jaar, toe kan hy nie vasbyt tot dan nie, toe doen hy dit so 'n bietjie vroeër. Drian en Lenay, seën vir julle. Dis lekker om dit ook so saam met julle te kan deel. Willem se Nardus het gister getrou. Daarom is Willem nou nie, hulle het tot redelik laat nog partytjie gehou. So ook in sy afwesigheid ook vir hulle baie geluk. Nuwe intrekkers, is hier ouens wat nuut is vandag. Van waar?
uit die verre moot. Baie welkom, nog iemand wat nie is. Ja, wie is julle? Ja, Frikkie en jou vrou is die een wat sing. Ons het gehoor van haar. Haar as naam het so vooruit gekom, so is al haar ook van hoor. Welkom julle hoor. Frikkie, rekenaar-ingenieur tipe ding, nee. Elektronies, daar sy. Welkom, nog iemand. Ek moet, dit is dit. As jy lied is, François, sê jy by die toonbank staan na die tyd. Asseblief. Miskien, François, staan jy gou op. François is ons teologiese student. Hy het eintlik hier groot geword in die gemeente. En verlede jaar het hy nou al so begin help. En hierdie jaar moet hy nou 'n paar goed meer doen. So julle gaan sy gesig meer sien in die gemeente. Ek dink hy mag nou al sang lei, as ek reg het. En hy mag partykeer Bybel lees. Maar ek mag nog preek, as ek reg het. Nee, François, is lekker dat jy hier is. Asseblief ontmoet die nuwe intrekkers net daar en keer almanakke en papiere en goed. Ja, almanakke gepraat, vat asseblief nou nie een vir elke lid in die gesin vat nie. Vat so een per gesin. Dit is by die deure en as daar nie genoeg is nie, dan het ons in die kerkkantoor ook nog. Ek het nou die familie goed gesê wat ek moet. Ons gaan nou so 'n paar ander afkondigings doen. Ons is God se familie, God se mense hier by mekaar, op sy bevel vergader. Kom ons sing daarvan. Val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Gemeente, dit is vir my goed om vir julle ook in die naam van die Here te groet. Genade vir jou, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Op berge en in dale en oral is my God. Kom ons staan.
Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het sy sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uitdak of op mekaar afgunstig wees nie. Kom ons sê vir Here, ons sukkel partykeer met hierdie goed. Wil nie net oor God se liefde sing nie. Ek wil ook daarvan praat en vertel. En my medebroers en susters in die geloof in die oë kyk, en die wêreld daar buite in die oë kyk en vir hulle sê, weet julle dan nie, ons Here lewe. Kom ons staan, dan bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria,
uit na die hemel en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, ons wil nie net oor die liefdesboodskap sing nie. Ons wil mense voluit in die oë kyk en ook vir hulle sê dat ons glo. Here, ons glo dat U lewe. Ons glo dat U die skepper God is. Ons glo dat U in Jesus Christus ook vir ons 'n Vader is. Ons glo dat U, o Gees, in ons woon en ons leer en lei en troos en vermaan. Here, ons glo dat ons deel is van 'n groot geloofsfamilie en dat ons elkeen ook daar 'n plek het. Here, en daarom bid ons nou, wanneer ons uit die woord uit gaan lees, maak dit ook vir ons oop en praat met elkeen van ons in Jesus naam. Amen. Lukas hoofstuk 22 van vers 24. Nou, as jy Lukas lees, die gedeelte vooraf, voor die deel wat ons nou gaan lees, dan is Jesus en disippels by mekaar, hulle is besig om nagmaal te hou, Jesus het pas sy disippels se voete gewas, hy het aangekondig, een van hulle gaan verraai, en dan lees ons hierdie vreemde deel. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan, oor wie van hulle die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, koninkryke speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie, inteendeel, die belangrikste onder julle moet die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wie is die belangrikste? Die een wat aan die tafel is, of die een wat bedien? Tog, hy wat aan tafel is dit nie waar nie. Maar ek is in julle kring, soos die een wat dien. Julle is die mense wat in my beproewings altyd deur by my gebly het. Net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink, en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. Op 'n dag was daar 'n klompie jong mense, minderjariges, wat een of ander vandalistiese ding aangevang het by 'n gebou, en hulle het in die kinderhof gekom, en die regter het die volgende uitspraak gemaak. Ek het hom so geskryf daar, ek sal met jou lees. As die tieners vra altyd, wat kan ons doen, en waarheen kan ons gaan? Die antwoord is toch duidelik. Gaan huis toe, gaan na jou huis toe, hark die blare, versorg die houtwerk, sny die gras, was die kar, leer om 'n kos te maak die wasbak reg, bou 'n boot, kry 'n werk, help jou dominee of priester of rabbi, help die Rooikruis, besoek mense, siek mense, staan die armes by, studeer. En as jy alles gedoen het en jy is nog nie te moeg nie, lees 'n boek. Julle ouers skuld julle nie vermaak nie. Julle ouers hoef nie vir jou te vermaak nie. Jou dorp skuld jou nie ontspanningsfasiliteite nie. En die wêreld skuld julle nie 'n lewe nie. Maar julle skuld die wêreld nie. Jy skuld die wêreld jou tyd en jou energie en jou talente, sodat niemand sal baklei en in armoede leef of eensaam sal wees. Met ander woorde, word groot. Hou op om 'n kermende babietjie te wees. Kom uit julle droomwêreld uit en ontwikkel 'n ruggraat en begin om soos mans op te tree. Julle is veronderstel om volwasse genoeg op te tree, om party van die verantwoordelikhede wat julle ouers vir jare al vir julle gedra het te aanvaar.
Hulle het julle opgepas, beskerm, gehelp, gesmeek, gevoed en hulle self tekort gedoen tot julle voordeel. Julle het geen reg om van hulle te verwag, om vir elke nik en gier van julle te buig nie. In hemelsnaam, word tog groot en gaans toe. Nou voel ou amper om vir Jesus se disippels te sê in hemelsnaam, word groot, gaans toe. Nee, dalk moet hulle nie huis toe gaan nie, dalk moet hulle net groot word. Want hier sit hulle by die nagmaalstafel aan die einde van Jesus se bediening en hulle praat 'n klomp diep goed met mekaar. Jesus deel vir hulle oor sy koninkryk. Hy deel vir hulle hoe dit eendag gaan wees. Hy deel vir hulle 'n klomp goed van sy eie lewe. En dan op 'n stadium dan sê hy vir hulle, een van julle gaan my verraai. En dan kyk hulle na mekaar en hulle kan nie glo nie, want ons is dan hier by die Here. Wie kan dit wees? En hulle is geskok. En die volgende oomblik, dan begin hulle baklei. Dan sê hulle maar wie is die belangrikste? En dan voel jy om te sê magtig. Jy weet, word net groot. Jesus het nie nou julle baklei nodig. Jesus het nou julle ondersteuning nodig. En dan begin Jesus met hulle te praat. En hy begin met hulle te praat oor sy koninkryk. Sy koninkryk, wat hy sê wat hier is en wat ander kant is. En in hierdie koninkryk van my, sê hy, gebeur daar 'n paar goed. Vers 25 sê hy, maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, konings speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem, maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringstes wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Konings speel baas in die wêreld. Speel ons baas oor mekaar. En ek kyk wie is die belangrikste, en ek kyk wat ek met jou kan kry. En in die wêreld doen mense goed om gesien te word. 'n Weldoener gee hier en hy gee daar en hy sê, sodat die mense kan sê, kyk hoe 'n oulike ou hy is. En dan kom Jesus en hy sê, ag nee, in my koninkryk werk dit mos anders. In my koninkryk moet jy nederig wees. In my koninkryk moet jy ook dien. En dan sê hy vir hulle, kom ek gebruik 'n voorbeeld. Kom ek gebruik 'n beeld. Dan kom ons by vers 27, wat sê, wie is die belangrikste, die een wat aan die tafel is of die een wat bedien? Tog, hy wat aan tafel is nie waar nie, maar ek is soos by julle, in julle kring, soos een wat dien. Hy sê vir hulle, julle ken ons die gebruik. Wie is die belangrikste, die ou wat by die tafel sit, of die een wat die kos aandra en die voete was? En dan sê hulle, Here, maar natuurlik, dis u. U is die belangrikste hier onder ons. En dan sê hy vir hulle, maar kyk wat het ek gedoen. Onthou julle nie nou net, het ek, wat julle nou net gesê die belangrikste is, het julle voete gewas. Julle is soos die een wat dien, of ek word soos die een wat dien. Dieselfde gesindheid wat in Jesus Christus is, moet ook in julle wees. Nou, kom ons raak vanoggend lekker prakties. Hoe doen nou hierdie diende in die wêreld, in jou werk? Ons miskien vanoggend dalk net in jou huis. Hoe dien ons? Hoe gee ons vir mekaar hierdie bakkie agter sorg? Hoe help ons mekaar? Hoe ondersteun ons mekaar? Kom ek praat eers met die manne. Ek is partykeer in my spreekkamer
dan vra ek vir 'n vrou, hoeveel kinders het jy? Dan sê sy nou 2 of 3. Dan sê ek vir haar, hoeveel kinders het jy regtig? Dan sê sy 3 of 4. Bedoelende, my man is ook my kind. Want, meneer, wat doen hy? Hy's 'n sonskyn by die werk. Straatengel, huisduiwel. Hy, almal aanbid hom, en dit gaan goed by die werk en buite, maar dan kom hy binne, en dan sê hy, ek kan nie verstaan, ek werk so hard vir julle. Hoekom? Wil julle my nie ook hier aanbid amper soos buite? En dan is 2 oorleg. As jy, broer, iets van jouself daarin herken, wil ek vanoggend vir jou sê, die Here het jou nuut gemaak. Die Here het sy bloed vir jou gestort. En ernstig moet ons mos uit dankbaarheid uit begin om anderster in ons huise te lewe. Moet ons ook begin om te sê, maar dit gaan nie net oor groot ekke nie, maar waar kan ek ook dien? Waar kan ek ook help? Waar kan ek ook my vrou, my kinders se belange voorop stel? Goed, nou hoor ek 'n paar pompele maar so. Maar mevrou, self vir jou, as dit is dat die Here jou nuut gemaak het, en as dit is dat die Here 'n pad met jou geloop het, en as dit is dat hy jou hart ernstig al begin indop, dan moet jy ook mos anders begin lewe. Dan moet jy ophou om met jou kop, met jou man en met jou kinders te baklei. En moet jy ophou om te kyk, maar wat kan ek, wat skuld hulle my? In plaas daarvan dat ek kan sê, maar wat kan ek doen? Hoekom? Uit dankbaarheid uit, dat God vir my 'n God is. Uit dankbaarheid dat hy vir my lewe nuut gemaak het. Jy sien, want in die koninkryk van God gaan dit nie oor baas wees en slaaf wees. Dit gaan nie goed, ek moet nie goed doen om gesien te word. Maar uiteindelik gaan dit daaroor dat ek sê ek lewe uit dankbaarheid. En as jy 'n jong mens is, die Here, en jy weet, die Here is lief vir kinders, dan moet jy ook ons ernstig anders in jou huis begin lewe. Dan dink ek nie, die Here hou van deure toeslaan en dikbekke en al die goed nie. Ja, ek weet, dit is moeilik om in jou huis nederig te wees. Want in jou huis moet jy mos nou leer om te baklei en 'n plekkie te kry en al die goed. Maar ernstig moet ek as kind ook sê, ek kyk nie wat ek kry, maar ek kyk wat ek kan gee. Ek was net smorrelgoed as my broer dit ook gedoen. Anders sal ek dit nie doen. Ek weet, my broer het altyd, as dit skorrelgoed was, tydens dan sy badkamer. Wat is slim, tot ek het agtergekom, en dan sê jy vir hom, ek maak nie die helfte van my kamer aan die kant, van die ander helfte is jou. Ek sê nie word te vloer, maar ek sê die hemelsnaam word groot. Ons is so besig om onsself te kyk, waar gaan dit oor my en ek en groot myself. Intussen tyd, koninkryk van God, gaan nie om baas te wees nie. Koninkryk van God gaan nie om te doen sodat ander jou kan sien. Koninkryk van God gaan oor nederigheid. En hoe doen ek daai nederigheid?
Partykeer kom vat dit aan my lief. En partykeer is ek maar die mond. En partykeer hou ek maar my mond, maar partykeer dan praat ek. Want dan moet daar gepraat word. Toe Jesus hierdie goed vir sy disippels gesê het, toe sê hy in die volgende vers, as jy op hierdie manier lewe, daarby, nou net om so te raak. Julle is die mense, wat in my beproeving altyd hier by my gebly het, net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het. So bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink, en op trone kan sit om my 12 stamme van Israel te regeer. Wanneer ek hier, in hierdie wêreld, begin oefen om nederig te wees, dan lyk dit vir my oefen ek nie net vir hier nie, maar oefen ook vir die ander kant. En ernstig om God, dat ons werk ons nou nie met die teologie van beloning. Maar hierdie versie sê iets daarvan. Dat hy sê, as jy op hierdie manier leef, weet, ernstig, gaan jy ook saam met my aan die tafel wees. Saam met my leef, saam met my regeer. Wat sê ons volgende? Miskien een wêreld skuld jou niks. Lewe skuld jou niks. Word groot. Word nederig. Hou op om net na jouself te kyk. Want in God se familie kyk ons na mekaar. In God se familie kyk ons na die wêreld. In God se familie laat ons God se koninkryk stukkie vir stukkie vir stukkie kom. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons deel van die koninkryk kan wees. Here, ons weet, ons lewe partykeer so dat mense nie eers vir U en ons herken, wat nog te sê iets van die koninkryk. Here, help vir ons oefen om in U koninkryk soos U kinders te lewe. Help vir ons om nie net na onsself te kyk, maar ook na ons medemens. Here, in die plek waar ons baie keer so daarmee sukkel is ook in ons eie huise. Help vir ons ook daar, om so te lewe dat mense ook vir U in ons sal raak sien. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Van volgende week af is hierdie boek beskikbaar. Voetstappe deur die woord, dis 'n preekgids vir die Familiekerk NG Kameeldrif in 2015. Wat ons gedoen het, is om die hele jaar in te deel, om te kyk of ons nie so vinnige spronge deur die hooflyne van die Bybel te kan neem in hierdie jaar nie. So die datums van die preke is daar, as 'n stukkie oor elke Bybelgedeelte wat ons gaan gebruik. Daar's geloofsgewoontes wat jy saam kan beoefen, daar's iets vir die kinders. So, jy is welkom om so 'n boek ook te kry. Van volgende week af is hy by die toonbank beskikbaar teen R50 en ook by die kerkkantoor. As jy so ons Vader, neem ons hande, bind ons aan mekaar, versterk U die bande, want Here, sonder U kan ons mos nie hierdie goed doen. Kom ons staan met mekaar.
ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees.